Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons. Nuwe week en eerste week van Januarie 2026. Die Here het vir my 'n opdrag in my hart gegee om met Suid-Afrika te praat, Afrikaners te praat en te sê, herbou die Here se altaar. Herbou die altaar van die Here. In jou lewe, in ons kerke, in ons plekke, oral waar ons is, herbou die altare. En ons gaan vir 'n hele paar weke daaroor praat. So ek kan nie elke keer 'n hele storielyn en alles verduidelik nie, maar net elke oggend so 'n stukkie meer, so bietjie meer inligting vir jou gee. Een van die redes hoekom hulle in die Ou Testament altare gebou het, is hulle wil die aandag van die Here trek sodat die Here met hulle sal praat, ontmoet. Hulle kort openbaring, hulle kort antwoorde. Nou, storie vandag in Numeri 23:1 is van Bileam en Balak. Nou, Bileam is die profeet en Balak is die slegte koning. En die slegte koning soek 'n woord dat die Here Israel gaan straf en vloek en al die goed sodat hy geseën kan word. En dan vra hy vir Bileam om met die Here te praat. Dan sê Bileam vir hom die volgende. Bileam het vir Balak gesê: "Bou vir my 7 altare op hierdie plek. Jy moet 7 bulle en 7 ramme voorberei om te offer." Nou, mense, hy het dit elke keer gedoen, tussen hakies, ek kan nie die hele storie vir jou lees nie. Dan maak hierdie Barak ou 7 offers, baie geld gekos, 7 diere, 7 ramme, 7 bulle, dan offer hy. En dan ontmoet die Here vir Bileam en praat met die Here. Maar die Here sê nie wat Balak wil hoor nie, die Here sê die waarheid, en dan seën hy vir Israel. En dan word Barak al hoe kwaader, dan doen hy dit 'n tweede keer. 7 keer offer hy 7 diere, dis 'n beginsel in die Bybel. Maar al wat gebeur is, elke keer antwoord die Here op. Hier's wat ek vir jou wil sê, selfs Barak, wat 'n bose, verkeerde mens was, het die Here ontmoet by 'n altaar. En ek wil vir jou sê, en ek weet jy's nie 'n bose, slegte mens nie, glad nie. Maar ek weet, baie keer is ons motiewe nie reg nie. Baie keer het ons valse hoop en drome en planne en allerlei goed wat nie mooi is of reg is of die beste is vir God en sy koninkrykie. Maar hier is die beginsel, as jy leer wat altare is en as jy leer om altare te bou en by die Here uit te kom, sal hy jou ontmoet. En hy sal vir jou die waarheid sê. En hy sal vir jou rigting gee. Hy sal vir jou die openbarings gee wat ek en jy regtig nodig het, nie wat ons wil hê nie, wat ons regtig nodig het om 'n goeie toekoms en 'n goeie lewe te hê. So wat van ek en jy leer hoe om altare te bou. Dis waaroor ons praat, dis wat ek jou wil leer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir u getrouheid. Selfs al is ons ontrou, u bly getrou. Here, in die getrouheid het u gesê, as jy vir my tyd maak, 'n spasie maak, 'n plek maak, waar jy ontmoet, 'n altaar, waar jy reg is om te offer, sacrifice, jou hart neer te lê, dan sal ek jou daar ontmoet. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir al die skrifte, wat ons gaan leer, hoe om dit te doen, en u getrouheid. U gaan my ontmoet, u gaan vir my rigting gee, u gaan vir my antwoorde gee, sodat ek leef soos wat u wil hê ek moet leef. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.